Vanaand lees ons 'n ongemaklike bed deur Guy de Maupassant. Een herfst het ek na 'n kasteel in Picardia gegaan om die jagseisoen saam met vriende deur te bring. My vriende was lief vir praktiese grappies, soos al my vriende. Ek ken geen ander soort mense nie. Ek wil ook nie. Toe ek arriveer, het hulle my koninklik ontvang. Dit het onmiddellik wantroue by my gewek. Ons het heerlik gejag. Hulle het my omhels, gevlei, gesoen en gesis, asof hulle groot pret op my koste verwag. Ek sê toe vir myself, pas op ou man, hier broei iets uit. Tydens ete was die vrolikheid buitensporig, te buitensporig. Ek dink, hier is mense wat dubbel deel van die pret neem, sonder enige rede. Hulle wag beslis vir iets. Sonder twyfel is ek die teiken van die grap. Hou alles dop. Ons gaan net gou vir advertensiebreek. Hang rond, ons is nou weer terug. Ons is weer terug by Slaapstories vir Grootmense. Madeleine hier by julle. Skakel asseblief elke week in by ons potgooi. Gooi vir ons 'n 5-sterretjie en vertel vir almal van ons. Stuur vir ons enige inligting aan slaapstoriesvirgrootmense@gmail.com. As jy op YouTube luister, like, comment en subscribe. En onthou, die Patreon link is op Facebook en onderaan die potgooi inligting. Onthou ek asseblief om heel onderaan die Spotify episodes vir ons 'n kommentaar te gaan gooi. Ons lief dit om van julle te hoor. Kom nou mensies, word 'n droomwandelaar vir net $1 'n maand en kry 'n shout-out, 2 eksklusiewe episodes elke maand, vroeg toegang tot alle nuwe episodes en ou en nuwe episodes advertensievry. Vir minder as die prys van 'n brood kan julle so lekker luister. En daar is amper 200 ou episodes advertensievry, net vir julle genot. Ons is weer terug. Die hele aand het almal oordrewe gelag. Ek kon letterlik 'n praktiese grap in die lug ruik, soos 'n hond wild ruik. Maar wat? Ek was waaksaam, rusteloos. Ek het geen woord, geen gebaar, geen kyk laat verbygaan nie. Almal was vir my verdag. Selfs die bediendes se gesigte het ek agterdogtig bestudeer. Die uur het geslaan om te gaan slaap en die hele huishouding het my tot by my kamer begelei. Hoekom? Hulle het geroep, "Goeienag." Ek het die vertrek binne gegaan, die deur toegemaak en bly staan, roerloos, met die waskers in my hand. Ek hoor gelag en gefluister in die gang. Hulle hou my duidelik dop. Ek kyk om my heen, mure, meubels, plafon, gordyne, vloer, niks verdag nie. Tog hoor ek 'n beweging net buite die deur. Ek was seker hulle kyk deur die sleutelgat. 'n Gedagte tref my. Wat as my kers skielik doodgaan en ek in die donker sit? Ek stap toe na die kaggelrak en steek al die kersse wat daarop staan aan. Daarna weer 'n ondersoek. Niks. Ek loop kort versigtige tree en bekyk die hele kamer. Niks. Elke item word noukeurig ondersoek. Niks. Ek gaan na die venster. Die groot houtskywe was oop. Ek maak dit versigtig toe, trek die swaar fluweelgordyne dig en plaas 'n stoel voor dit, net geval iets van buite beplan word. Toe sit ek versigtig. Die leunstoel was stewig, maar ek durf nie in die bed klim nie. Die tyd het egter geloop en uiteindelik besef ek maak myself belaglik. As hulle my dophou, lag hulle nou verseker hulle self lam vir my paniek. Ek besluit toe om tog te gaan lê, maar die bed lyk baie verdag. Ek trek aan die gordyne, stewig, maar steeds gevaarlik. Wat as ek 'n koue skokbad van bo kry? Of die hele onderstel sak weg? Ek dink aan elke praktiese grap wat ek al beleef het. Ek wil nie gevang word nie. Beslis nie. Toe kry ek 'n idee. 'n meesterlike voorsorgmaatreël. Ek vat die matras se rand baie versigtig vas en trek dit stadig na my toe. Dit kom los, saam met die laken en die komberse.
Ek sleep die hele lot tot in die middel van die kamer reg voor die deur. Daar maak ek my bed weer op, so goed as ek kan. Ver van die bedram en van daardie duister hoek af wat my so benoud maak. Toe blus ek al die kersse en kruip op gevoel onder die beddegoed in. Vir minstens 'n uur lank lê ek wakker, ruk by elke geluid. Die kasteel was doodstil. Uiteindelik raak ek aan die slaap. Ek moes diep geslaap het, want skielik ruk ek wakker toe 'n swaar liggaam met geweld bo op my val en terselfdertyd spat warm vloeistof oor my gesig, my nek en my bors. Ek skree van pyn. 'n Verskriklike lawaai, asof 'n kastafel vol borde en skottelgoed omval, dreun in my ore. Ek stik onder die gewig wat my plat druk. Ek voel met my hande 'n gesig, 'n neus, snorbaard. Ek slaan instinktief so hard as ek kan, maar onmiddellik giet 'n stortreën klap op my neer. En ek bons uit die deurweekte bed, hardloop in my nagrok die gang in, die deur staan waawyd oop. Totale verstomming. Dit is klaar daglig. Die lawaai bring al my vriende aangehardloop. Daar, uitgestrek oor my geïmproviseerde bed, lê die verboureerde bediende, wat terwyl hy my oggendtee gebring het, oor die matras op die vloer gestruikel het. Hy het plat op sy maag geval en my hele ontbyt oor my gesig uitgestort. My voorsorgmaatreël, die skuwe en in die middel van die kamer gaan slaap, het presies die rampspoed veroorsaak wat ek wou vir my. En hoe het hulle daardie dag gelag. Lekker slaap.